Baie welkom vanmôre, is lekker om almal van julle te sien. Die van julle wat terug is van vakansie af, baie welkom. Ek hoop julle het baie geniet, het lekker uitgerus en het ook 'n baie mooi begin tot die nuwe jaar. Die van julle wat nie weg was nie, ek hoop ook julle het 'n wonderlike Kerstyd gehad. Dit voel asof die ratte van die jaar stadig gaan weer begin draai. Gewoonlik so die eerste week in Januarie in Bethlehem, en ek dink is oral so, het 'n mens nog so bietjie die vakansie gevoel. Maar van hierdie week wat kom af, as die skole begin, dan voel dit altyd vir my, daar was nie eers 'n vakansie nie. So, ek hoop jy het uitgerus, ek hoop jy is reg vir die nuwe jaar, en mag die Here vir u baie seëninge en baie groot genade in hierdie jaar inbring, en voorhou wat voorlê vir hierdie jaar. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. En daarom as ons opkyk vanmôre, dan bely ons, want ons weet, ons kyk nie net in die niet op nie, Here. As ons opkyk na die berge, dan kyk ons nie net na leegheid nie. Ons kyk op na die Here ons God, wat ons gemaak het. Want die Here, U is ons toevlug en ons veilige vesting. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre, en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus, en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n wonderlike lied, en dit is Vlam lied 1, en dis 'n nuwejaarslied. Pas baie mooi vir oggend, en kom ons staan, dan sing ons Vlam lied 1. Ek is nou nie seker, is dit net een vers? 3 verse. Dankie stel. 3 verse, kom ons staan en sing ons hierdie lied lekker hartlik saam. Ons preek vanmôre gaan oor 'n vraag wat hierdie week op 'n vreemde manier eintlik by my uitgekom het. En ek wil hê as ons die wet van die Here vanmôre lees, moet ons vir 'n oomblik dink oor hierdie vraag. En ek wil die vraag vir u lees en ek gaan u 'n oomblik gee om te dink oor hierdie vraag. En ek wil hê u moet vir 'n oomblik stil word daar waar u sit. Ek wil vra, vergeet van die mense rondom u, want die vraag vanmôre het niks te doen met die mense rondom jou nie. Die vraag vanmôre wat ek wil hê ons moet oordink en wat die preek oor ook gaan vanoggend en wat ook aansluit by die wet,
is 'n vraag wat ek wil hê u moet oordink persoonlik vanoggend. En die vraag wat ek wil hê u moet oordink vanoggend is, wat sal jy doen as jy weet dat vandag jou laaste dag hier op aarde is? Wat sal jy doen as jy weet dat vanoggend jou laaste oggend is wat jy sou wakker geword het? Wat sal jy in die volgende 12 ure doen? Wat sal jy in die volgende 24 uur doen? En ek wil hê dink vir 'n oomblik daaroor. Ek moet vir julle sê, ek gaan dit in die preek, dis 'n vraag wat my brein nie lekker kan verwerk nie. En ek wil vra, as jy daai vraag vir jouself vra, as jy nou moet hoor dat jy op die meeste 24 uur oor het om te leef, en dis nie 'n dokter wat hierdie uitspraak maak nie. Dis wil ek amper sê die Here wat self vir jou dit sê. Wat sal jy doen vandag met jou laaste 24 uur? En dan wil ek die wet van die Here vir jou lees. Toe het die Here God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Ek wil nou graag die volgende 6 afdelings van die wet vir u lees. En ek wil weer vir u vra, sal jy ook neutraal luister en optree teenoor die volgende gedeelte as jy weet dat hierdie jou laaste dag op aarde is? Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gee 'n paar oomblikke van stilte. Ons Here God, as ons vanmôre u wet hoor, en ons moet vanmôre vir onsself vra, wat as hierdie my laaste dag op aarde is? Here, dan begin u wet anders resoneer in ons harte. Here, dit is amper asof daar 'n vibrasie in ons lewens kom. 'n Stukkie onsekerheid dalk 'n stukkie ongemak. En Here, so is dit partykeer nodig dat u ons uit onsself uit wakker skud. En Here, dat ons begin om die lewe ernstig op te neem. Here, dat ons u begin ernstig opneem. Here, as die jaar weer begin in sy volle glorie en in sy volle pas, ja Here, dan kry u baie keer 'n klein aandeel in ons lewe. Wanneer die lewe weer voluit aan die gang is, Here, na 'n vakansie en na Kerstyd, begin ons baie keer u so op die agtergrond skuif. Die lewe begin weer sy ritme inneem en alles word gejaag na wind. Here, ek wil vra dat u vanmôre ons harte sal aanraak. Here, dat ons met erns hierdie vraag sal oorweeg. Dat ons met erns hierdie vraag voor die aangesig sal oorweeg.
Here, ons kan nog vir onsself jok. En ons kan nog vir mense jok. Maar Here, ons kan nie vir U jok nie. En daarom mag U wet vanmôre ons harte oopsluit, om ook te vra en te antwoord, wat sal ek doen, as vandag my laaste dag is? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 242 en 243 as skuldbelydenis voor die Here vanmôre. As die Here vanmôre ons harte aanraak, broers en susters, en dit is wat sy wet doen. Sy wet is juis daar om die vinger op die plekke te druk wat ons nie van hou om gedruk te word nie. Die Here se wet is juis daar om die knoppies in ons lewe te druk wat partykeer meer geïgnoreer word. En as die Here dalk vanmôre een van daai knoppies in jou lewe gedruk het, bely vanmôre voor die Here ook jou skuld saam met my deur lied 242 en 243 net so sit en saam te sing. Ons skriflesing vanmôre kom uit Psalm 90 uit. So bladsy 629 in die Ou Testament in my Bybel, Psalm 90 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, breek vanmôre U woord vir ons oop. Here, ons is hier vanmôre om 'n ontmoeting met U te hê. Here, om hier stil te word voor U woord. Om te hoor en te voel as U met ons praat vanoggend. En Here, om te hoor, wil ek vra dat U vanmôre sal kom en ons ore sal oopmaak, ons geloofsore. Dat U ons verstand en ons gedagtes sal verhelder, Here, sodat ons hierdie boodskap wat U vir ons het, vanmôre sal bring. Here, elkeen wat vanmôre hier sit, het 'n afspraak met U. Elkeen van ons wat vanmôre hier is, het 'n boodskap van U. En ons wil vra, maak daarom ons geloofsore oop om te hoor dit wat U vir my wil sê. Maar Here, ons wil ook voel as U vanmôre met ons praat. En daarom wil ons vra, raak ook ons emosies aan. Raak ons harte aan en maak ons harte oop, Heilige Gees, sodat ons ook kan beleef en kan voel dat U vanmôre met ons praat. Here, en dit wil ons vra in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil graag Psalm 90 vanmôre lees. En dis 'n gebed van Moses. En ons gaan nou so 'n bietjie kyk oor wat die agtergrond is van hierdie gebed van Moses, maar dis 'n ernstige gebed wat Moses bid. Ek dink Moses kom tot 'n besef in sy lewe en dan skryf hy hierdie gebed neer. Dis amper asof hy sy hart voor die Here oopskeer. Nou gewoonlik hierdie tyd van die jaar konsentreer ons baie keer op preke oor die wete en die opwinding om te sê, maar die Here gaan saam met ons in die nuwe jaar in. Die vertroue om te sê, maar die Here sal in hierdie nuwe lewensjaar of in hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê in 2026 sal die Here by ons wees. Maar ek wil vanoggend so klein bietjie die gewoonte omdraai. Ek wil die vraag vra, stap jy saam met die Here in 2026 in? Want dit is 'n gegeewe feit, broers en susters, dat God saam met ons in die jaar instap. Dis 'n gegeewe feit dat God voor ons in hierdie jaar instap. Die vraag is, stap ons saam met die Here in 2026 in? En dan is die vraag, hoe moet ons dit doen? Hoe moet ons hierdie nuwe jaar hand aan hand saam met die Here instap? En daarom wil ek graag Psalm 90 lees, 'n Psalm van Moses, of 'n gedig of 'n gebed van Moses, Psalm 90. 'n Gebed van Moses, die man van God.
Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. Duisende jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die dood slaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny. En teen die aand is dit verlep en dit verdroog. En dan wil ek oorslaan tot by vers 12. Leer ons daar so deurbring dat ons wysheid bekom. Leer ons daar so deurbring dat ons wysheid bekom. Ons skriflesing vanmôre sover. U is welkom om by die huis die hele Psalm te gaan lees, die hele gebed van Moses. En is baie aangrypend, veral as 'n mens verstaan met watter dringendheid Moses hierdie gebed na die Here toe bring. Nou ek wil weer begin met die vraag wat ek gevra het voordat ons die wet gelees het. En ek wil hê jy moet 'n tweede keer vanmôre aan daai vraag dink. Ek wil vra jy moet daar waar jy sit vir jouself die vraag vra, net nou so 'n bietjie tyd gehad om hierdie vraag in die gedagtes te maal. En ek wil nou weer die vraag vra. Wat sal jy doen as vandag jou laaste dag op aarde is? Wat sal jy doen as jy weet dat jy vanoggend die laaste keer wakker geword het? En dan om dit so bietjie nog meer edge te gee, wil ek amper sê, jy mag vir niemand rondom jou daarvan vertel nie. Jy mag nie vir jou geliefdes vertel dat dit jou laaste dag is nie. Jy mag nie vir iemand anders vertel dat dit jou laaste dag is nie. Dit is kennis, intieme kennis wat aan jou meegedeel is. Wat net jy weet en jy moet hierdie dag ingaan. Nou gewoonlik, broers en susters, aan die begin van die jaar of op oujaarsaand en dis 'n gebruik gewees wat baie lank in die kerk is wat so bietjie verval het. Maar gewoonlik op oujaarsaand het ons in die diepte van die nag toe ons nog middernagdienste gehad het, gewoonlik een van twee goed gedoen. Ons het baie keer as iemand in die gemeente oorlede is, het ons 'n swart doek of 'n swart lap op daardie persoon se plek waar hulle altyd in die kerk gesit het ons geplaas. Ek weet nie of onthou jy daardie jare nie. Ek was 'n klein seentjie in Botawil in Meierhof gemeente gewees en ek onthou nog hoe ons jaar na jaar aan die einde van die jaar 'n swart doek gesit het oor waar die oom of die tannie gesit het daardie jaar wat oorlede is. Of baie keer op oujaarsaand steek ons 'n kers aan. Hierdie jaar het ons 'n geleentheid gegee op oujaarsaand vir mense om stil te word en bietjie na te dink oor die mense wat nie by ons is nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand of vanoggend vir jouself vra, wat as hierdie jou laaste dag is? Wat sal jy anders doen? Nou, broers en susters, ek het hierdie week baie met hierdie vraag in my hart rondgeloop en ek moet vir julle sê my gedagtes wil nie so intoe gaan nie. Dis amper asof daar heeltyd hierdie blokkasie is, heeltyd asof daar hierdie stop is wat my verhoed om in diepte in te gaan en te vra, as hierdie my laaste dag is en ek is bewus daarvan, wat sal ek doen met hierdie dag? Wat sal jy doen as jy weet hierdie is jou laaste dag? As jy nou daai vraag moet antwoord, sal jy hier kan sit en kan sê, ek is gereed om te gaan want ek het 'n vol lewe gehad. Maar kom ons definieer net eers 'n vol lewe. 'n Vol lewe beteken nie jy het baie gereis of jy het groot sukses in jou besigheid gehad nie. As ek vanmôre vra, as jy jou laaste dag vanoggend ingegaan het, en ek vra vir jou, sal jy kan sê jy het 'n vol lewe gehad? Beteken dit, was jou lewe so vol van die Here gewees? Het jy so vol van die Here geleef dat hy jou so gevul het dat jy oorgeloop het van hom in die mense rondom jou in? Het jy 'n vol lewe gehad dat God so vol in jou lewe was dat dit oorgeloop het in jou vrou en in jou man en in jou kinders en die mense wat saam met jou werk se lewens in? Sal jy vanmôre kan sê, ek het regtig 'n vol lewe gehad? Sal jy kan sê vanmôre as jy hier sit, en jy weet is jou laaste dag, sal jy kan sê, ek het my skepingsdoel bereik?
Dit wat die Here my elke dag voor geroep het, dit wat hy my elke dag asem voorgegee het, ek het my skepingsdoel dag vir dag bereik. Want broers en susters, wie besluit dat jy vanmôre hier sit? Dis nie toevallig nie. Dis nie toevallig dat jy vanmôre opgestaan het nie. God wat die skepping maak, het besluit dat jy moet deel wees van hierdie dag, net soos wat jy deel was van gister en die dag voor dit. En daarom is daar 'n rede en 'n doel vir jou bestaan. Sal jy vandag hier kan sit en sê, as ek vandag moet sterf, sal ek kan sê ek het my skepingsdoel bereik? Sal jy kan sê dat my lewe ander mense se lewens wat met my te doen gehad het, verryk het? Vra 'n bietjie vir jou daai vraag. Leef jy om ander mense te verryk in die lewe? En is jou lewe van so 'n aard dat dit 'n magneet is vir mense en dat jy mense se lewens verryk? Of is jy net daar om vir jouself te leef? En dan 'n laaste vraag wat ek wil hê ons moet oordink is, as hierdie jou laaste dag vandag is, sal God tevrede wees met die lewe wat jy tot hier toe geleef het? Want jy sien, Moses skryf hierdie gebed op 'n baie interessante en dringende stadium in sy lewe. Moses het so rukkie terug die volk Israel uit Egipte uitgelei en hulle is in die woestyn. En die kommentaare sê, Moses skryf hierdie gebed heel moontlik na die oordeel plaasgevind het en God vir Moses gesê het, Moses, jy en hierdie geslag sal nie die beloofde land ingaan nie. Binne die volgende 40 jaar, en dis heel moontlik al 'n end in daardie 40 jaar in, sal nie een van julle wat daai dag daar was, die beloofde land ingaan nie. En dan begin Moses dink oor die impak van sy lewe. Dan begin Moses vir die Here vra, en hy begin dink oor watter impak het my lewe in die lewe gehad. En dan begin Moses dink, hoe sal die Here oordeel oor my lewe? Want broers en susters, dis een ding vir jou en vir my om te sê, ek dink ek het 'n oukei lewe gehad. Dis 'n ander ding wanneer jy voor die Here staan en deur sy oë kyk en moet vra, is hy tevrede met die lewe wat ek geleef het? En is dan wanneer Moses hierdie gebed begin bid. Is dan wanneer Moses hierdie vraag begin vra. En ek wil hê jy moet vanmôre daaraan dink. Wat sal jy doen as hierdie jou laaste dag is? Want hoor wat sê Moses oor hierdie laaste dag. Hoor wat skryf hy oor die mens. Hy sê in vers 3, hy sê, U laat die mens sterwe. Hy sê, U sê net word weer stof en die mens is stof. Hy sê 1000 jaar is vir U soos gister. En dan sê hy, U maak 'n einde aan die mens. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep. En in die aand is dit verlep en dit verdroog. Hoe bring jy jou daardeur? Wat sal jy doen as hierdie jou laaste dag is in jou lewe? En dan skryf Moses en sê, Here, ek besef ek is soos gras. Nou kom ons vra hierdie vraag vir onsself vanmôre. Wat sal ek doen as hierdie my laaste oggend is waarop ek opgestaan het? Die eerste ding, ek dink ek sal ophou tyd mors. Ek dink die heel eerste ding, broers en susters, wat ek in my lewe sal doen, as ek weet, hierdie is my laaste 24 uur, ek sal nie my tyd met nonsens ophou nie. Ek sal nie toelaat dat my laaste 24 uur in my lewe deur onbenullighede gesteel word en opgevreet word nie. Die mens is soos gras. In die oggend word hy afgesny en teen die aand is dit verlep en verdroog. Ek lees die storie, en dalk het jy alself so 'n persoonlike belewenis gehad. Ek lees die storie van 'n man wat eendag saam met sy vriend in 'n motor ry, en ek kan nie onthou waar hulle is op pad nie, maar hulle is op pad iewers heen. En terwyl hulle so ry, kom hulle by 'n kruising, of is hulle op pad na 'n kruising toe waar 'n treinspoor is, en hulle moet oor hierdie treinspoor ry. En hulle ry so, en die man wat bestuur kyk toe so en hy sien hier kom die trein.
En hy sê toe vir die pel langs hom, hy sê vir hom, weet jy wat? As ons nie voor hierdie trein oor die treinspoor is nie, oor hierdie kruising is nie, gaan ons 3 minute verloor. As ons moet stop vir hierdie trein, gaan ons 3 minute lank wag en gaan ons 3 minute verloor in ons reis. En die volgende oomblik gaan hy daardie kar. Hy sit sy voet neer en hy gee gas en dis net maak hulle die kruising en hulle is oor en die trein kom so agter hulle verby. En toe hulle so eentjie weg is en hulle kry hulle asems terug, vra die ou in die passasierskant vir die ou wat bestuur het. Hy sê vir hom, my vriend, dis 'n ongelooflike bestuursvernuf wat jy nou gehad het, maar vertel vir my, wat gaan jy nou doen met daai 3 minute wat jy sopas gespaar het in jou lewe? Wat gaan jy doen met die 3 minute waarvoor jy nou werklik waar so gejaag het? Was dit die moeite werd? Weet ek het al die stories vertel en een van my swakhede is wanneer ek hier in die hoofstraat afry en ek gaan 'n taxi hou my op. Jy weet, partykeer ry iemand hier voor jou in en dit voel vir jou, dit kook hier in jou binneste en dan herinner ek myself vir Jan, wat gaan jy nou doen met die 20 sekondes wat jy wen? Deur regtig nou so 'n bietjie vinniger te ry. Want jy sien, dis hoe ons lewe geraak het. Ons lewe, voel dit vir my, het 'n gejaag geword na wind. Want hoor wat sê Moses? Hy sê, Here, help ons om met wysheid ons dae deur te bring. Ons het dit gelees in vers 12. Hy sê, leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. Dat ons dae met wysheid kan deurbring. Nou, wat is die definisie van wysheid, broers en susters? Die definisie van wysheid is om die regte ding op die regte tyd vir die regte rede te doen. In Prediker lees ons wat die geheim is. En jy moet onthou, ons is besig met die punt wat vra, wat sal ek doen as dit my laaste dag is? En ek het gesê, ek sal ophou tyd mors. En om op te hou tyd mors, moet ek begin om te leer hoe om my dae met wysheid deur te bring. En Prediker gee vir ons die antwoord. Hy sê in Prediker 3, hy sê elke ding het sy vaste tyd in hierdie lewe. Elke ding. Hy sê daar's 'n tyd om te plant en hy sê daar's 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om te breek en 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en so gaan hy aan. En die vraag is, hoe sal ek my tyd spandeer as hierdie my laaste dag is? Ken jy die woorde, hoe gaan dit met jou? Ek is verskriklik besig. Kan ons gaan koffie drink? Nee, ek het nie tyd nie. Dis amper asof dit deesdae die badge geword het in ons samelewing. Hoe besiger jy is en hoe meer dinge jy het om te doen, hoe belangriker voel jy. Dis amper asof ons leef met tyd en dink, maar hoe besiger ek is in my lewe, hoe groter standbeeld gaan mense vir my opsit. Ek het geen wetenskaplike bewyse vir wat ek nou gaan sê nie. Dis net 'n gut feeling wat ek het. Ek dink die rede waarom so baie mense vandag uitgebrand is. Ek dink die rede waarom so baie mense sukkel om sin van die lewe te maak, is omdat hulle uitgebrand is, omdat hulle 1 of te veel werk of 2 te min werk. Want Prediker sê daar's 'n balans in die lewe wanneer dit by tyd kom. My vrou, ek het nie tyd om vandag saam met jou koffie te drink nie. My man, ek het nie 5 minute om vanoggend voordat jy uitgaan by die huis saam met jou koffie te drink nie. Ek is net te besig. Broers en susters, dis die waarheid. Tyd is 'n geskenk van God wat hy in jou hande gee. Elke dag deponeer hy 86.400 sekondes in jou lewensrekening in. En wat jy met daai tyd doen, is jou verantwoordelikheid. Maar ons laat toe dat die lewe opgesuig word deur allerlei onbenullighede. En ek wonder by myself, as ek vandag 24 uur oor het om te leef, hoe sal my dag lyk? Hoe sal ek my dag deurbring? Sal ek nog steeds my ophou met dieselfde sinnelose goed waarmee ek elke dag my tyd mors? Onthou, daar's 'n balans, jy moet werk. Bedoel nie jy moet die hele dag in jou bed lê. Maar hoe sal jy jou dag deurbring? En dis die eerste ding wat ek sal doen, broers en susters.
En ek dink Moses sê dit. Hy sê, die eerste ding is, ek besef hoe belangrik tyd is. Hy sê, tyd is soos 'n oomblik vir u. Hy sê, vir u is dit 1000 jaar, soos gister as dit verby is. U maak 'n einde aan 'n mens se lewe net so. Moses besef in hierdie gebed, hoe belangrik tyd is. Weet broers en susters, mens besef nie hoe vinnig tyd verbygaan totdat jy eendag stil staan en terugkyk oor dit wat verby is nie. Ek weet baie van julle sal daar deur en ek het besef hoe vinnig tyd verbygaan. Jy weet as jy 'n kind op skool het, dan gaan jy so deur al die fases en in graad 1 dan dink jy, ons gaan nooit deur die skool kom nie en dan op 'n dag dan maak jou kind klaar met skool. En jy besef 18 jaar het in 'n oogwink verbygegaan. En dan wonder jy, waar is die tyd heen? Jy word een oggend wakker en jy dink, waar het die tyd met ons heen gestap? So die eerste vraag wat ek vir myself sal vra, is hoe belangrik is die tyd vir my? Want as tyd vir my belangrik is, sal ek dit aan kosbare goed spandeer in my lewe. Tweedens, die tweede vraag wat ek vir myself sal vra is, Rian, wat laat jy na? Wat is die nagedagtenis wat sal agterbly as hierdie jou laaste dag is wat jy leef? En Moses vra hierdie selfe vraag. Hy sê in vers 16, hy sê, laat u werk vir ons duidelik word en die grootheid vir ons kinders. Hy praat van die legacy. Hy vra, Here, laat u werke vir ons groot word en ook lewend bly vir ons kinders. Nou, ek onthou jare terug was ek een keer in 'n konsistorie gewees. Nou dit was 'n oggend soos hierdie, 'n Sondagoggend voor kerk. En gewoonlik voor kerk lees ons in die konsistorie saam met die ouderlinge en die diakens, lees ons al die afkondigings deur en onder andere die gebedsversoeke. En ek sal nooit vergeet nie, ek lees die gebedsversoeke en daar is toe 'n gebedsversoek om te sê, ons wil graag vir die familie bid van 'n persoon in 'n nabygeleë dorp. Die man is oorlede. En ek sal nooit vergeet nie. Een van die kerkraadslede het my so, ek het nie die ou geken nie. Een van die kerkraadslede kyk my so en hy sê vir my, Rian, is ook beter dat daai man dood is, want dit was al 'n sleg mens daar. Broers en susters, ek het dit al vir u gevra. Leef so dat die dominee nie moet lieg op jou begrafnis nie. Leef so dat as jy by die begrafnis uitstap, die mense nie moet sê, ons ken nie hierdie oor wie die dominee vandag gepreek het nie. Want wat laat jy na as jy nie meer daar is nie? Watter herinnering het die mense rondom jou van jou? Watter herinnering het jou kinders van jou? Wat is die nalatenskap wat jy agterlaat? Hoor hoe pleit Moses by die Here. Hy sê in vers 16, laat u werke vir ons duidelik word, en dan baie spesifiek, hy sê, en u grootheid vir ons kinders. Wie moet die grootheid vir ons kinders laat agterbly? Dis ek. Ek onthou jare terug het ek een keer Bloemfontein toe gery. My 3 dogtertjies was klein gewees. En die gebruik is, op sekere tye, toe ons nog vir hulle stories gelees het in daai aand, was dit die aand my beurt om vir hulle stories te lees. Vroeg die volgende oggend, voordat hulle wakker word, sou ek Bloemfontein toe ry vir 'n vergadering. En ek het vir hulle storie gelees, en hulle het so mooi aan die slaap geraak. En ek onthou, ek het daar by die deur gestaan, en so na my 3 dogtertjies gekyk en gedink, as ek môre in 'n motorongeluk moet sterf, hoe sal hulle my onthou? Wat sal hulle herinnering van pappa wees? Jy's broers en susters, en dit bak my. Want as jy vanaand sterf, sal jy kan sê vir jou kinders en vir die mense wat agterbly, leef soos ek geleef het. Sal dit die nalatenskap wees wat jy vir die nageslag na jou los, is om te kan sê op jou sterfte en met jou dood, leef soos ek geleef het. Praat soos ek met mense gepraat het. Ek lees 'n storie van 'n vrou wat in Auschwitz in die konsentrasiekamp was. Sy vertel die storie, sy sê toe sy op pad was Auschwitz konsentrasiekamp, toe was sy 15 jaar oud gewees. Haar boetie wat saam met haar in die trein was 8 jaar oud.
Hulle pappa en mamma is ongelukkig doodgemaak reeds voordat hulle op die trein geklim het. En hulle 2 kinders is op hierdie trein na die konsentrasiekamp in Auschwitz geneem. En sy vertel, sy sê toe hulle so in die trein is, kyk sy so af na haar boetie en sy sien hy het nie sy skoene aan nie. En sy verloor onmiddellik dit net daar. Sy sê vir hom, "Wat maak jy? Hoekom is jy so agterloosig in die lewe? Waar is jou skoene? As jou stert nie aan jou vasgemaak was, sou jy hom ook verloor het." En sy sê dit was haar laaste woorde aan haar boetie. Hy het dit nie gemaak uit Auschwitz uit nie. Hy is in die gaskamer dood. En sy het haarself beloof, nooit weer in my lewe sal ek iets vir iemand sê wat ek nie meer sal kan saamleef as dit my laaste woorde aan hulle was nie. Hoeveel woorde het ek en jy nie om te gaan terugtrek as hierdie ons laaste dag is nie? Sal jy kan sê, leef soos ek geleef het en hoe ek gepraat het? Sal jy kan sê, leef soos ek geleef het in die manier waarop jy die lewe geleef het, jou beginsels, jou waardes in die lewe? Robin Sharma skryf een keer in sy boek, hy sê, nadat alles verby is, as jy die einde van jou lewe bereik het, gaan dit nie saak maak hoeveel huise jy bymekaar gemaak het nie. Dit gaan nie saak maak oor hoe groot jou boedel is wat jy vir jou geliefdes nalaat nie. Dit gaan nie saak maak oor hoeveel besighede jy begin het nie. Die waarde van jou lewe gaan afhang van een ding en dit is jou kontribusie in die lewens van die mense rondom jou. Gaan jy kan sê, "Hy lief soos ek lief gehad het." Sal mense op jou begrafnis kan sit en kan sê, "Ek wil lief hê soos daai persoon lief gehad het." Klomp verkoopsmanne een keer 'n kongres bygewoon. En die kongres het klaar gemaak en hulle moet toe baie vinnig by die lughawe kom en baie vinnig op die vliegtuig want hulle gaan net betyds wees vir hulle vlug. En hulle hardloop so deur hierdie terminale, die een na die ander in die gang en die volgende oomblik tref hulle per ongeluk, daar staan 'n tafeltjie met 'n vrou wat appels verkoop. En hulle hardloop per ongeluk in hierdie tafeltjie vas en is net appels die hele wêreld en hulle besef hulle kan nie haar help nie, hulle gaan laat wees vir hulle vliegtuig en hulle hardloop net aan behalwe een ou. En terwyl hulle so weghardloop, skryf hy sê, "Gaan vir julle, ek sal die volgende vlug kry." En hy begin so om die appels op te tel. En terwyl hy die appels so optel, sien hy dat die vrou wat die appels verkoop het, blind is. En 'n pandemonium, jy kan dink, dis 'n lughawe, mense beweeg en hulle gaan aan, en hierdie vrou weet nie waar haar appels is nie, en hy begin stadig maar seker en sagkens hierdie appels optel. Hy sit eers die tafeltjie regop en hy begin die appels optel, en hy sien van dit wat gebeur het, is haar 'n klomp van die appels gekneus. En hy sê toe vir die vrou, ek sien 'n klomp van die appels is gekneus, kan ek hulle koop? En terwyl hy dit koop, gee hy vir haar die geld, en hy vat die appels en hy begin weghardloop, want hy moet by die volgende vlug kom. En hy hoor hoe die vrou so agterna skree en vir hom vra, "Meneer, is jy Jesus? As hierdie jou laaste dag is, gaan mense kan sê, ek wil lief hê, soos Rian lief gehad het. Stop jy om die appels op te tel?" Jy weet, broers en susters, ek is 25 jaar lank 'n predikant. Ek is in my 18de jaar in Bethlehem Wes. Ek het in my lewe by baie sterfbeddens gestaan. By baie. Weet jy, nie een keer het ek by 'n sterfbed gestaan en het een mens vir my gesê, "Rian, ek wens ek het harder gewerk nie." Nie een keer het ek by 'n sterfbed gestaan en het iemand vir my gesê, "Rian, ek moes meer tyd by die werk spandeer het nie." Almal het altyd gesê, "Rian, ek wens ek het meer tyd saam met my gesin spandeer." Wat sal hulle van jou sê as hierdie jou laaste dag is? En dan die laaste ding wat ek oor sal wonder, en dit moes dalk die eerste ding gewees het, is my saak reg met die Here? Hoor wat skryf Moses. Hy skryf en hy sê, "Here, U was nog altyd 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het,
Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. Die eerste ding waaroor Moses wonder as hy dink, is hierdie my laaste dag? Is die vraag, is my saak reg met God? En dit wil ek vanmôre vir jou vra. Is jou saak vanmôre reg met God? Jy weet, ek wonder baie keer, het jy al ooit gewonder, wie was die eerste mens wat saam met Jesus in die hemel ingegaan het, na sy hemelvaart? Het jy al ooit gewonder, wat was die reaksie gewees in die hemel? Ek het baie keer al, ek het al 'n keer of wat daaraan gewonder, wie was die eerste mens? Was dit Petrus, of was dit Johannes, of was dit Matteus? Die eerste mens wat saam met Jesus in die hemel ingegaan het, was die moordenaar aan die kruis langs hom. Onthou jy toe Jesus vir hom sê, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou ek kan net dink aan die vreugde en die verwelkoming wat hulle ontvang het toe hulle in die hemel instap. Hoe die engele gejuig het toe Jesus en die moordenaar instap. En ek kan dink die verbasing op die moordenaar se kop, toe die engel vir hom vra, maar wat maak jy hier? En die moordenaar sê, ek weet nie. Die man aan die kruis het gesê ek kan kom. Maar weet jy wat is die wonder? As Jesus die gebed van daardie moordenaar kon verhoor, en hand aan hand saam met hom in die ewige lewe instap, kan hy vanmôre jou gebed ook verhoor. As jou saak vanmôre nie met die Here reg is nie, en jy bid en jy vra, Here, wees my sondaar genadig, sal die Here jou gebed ook verhoor. Want broers en susters, al hierdie ander goed verdwerg in belang as jou saak vanmôre nie met die Here reg is nie. En daarmee wil ek afsluit. Wat as vandag die laaste dag in jou lewe is? Wat as vanoggend die laaste oggend was waarop jy sou wakker word? 1. Hoe sal jy jou laaste 24 uur spandeer? Hoekom spandeer jy nie elke dag so nie? 2. Wat sal jy nalaat? Hoekom leef jy nie elke dag so nie? En 3. Is jou saak met die Here reg? As dit nie reg is nie, hier is die tyd, nou is die plek. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, al wat ons vanmôre kan roep en kan vra, is wees my sondaar genadig. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af deur te staan en te sing lied 513. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Hierdie lied kom ons in 'n gebed na God toe, en die 3de vers sê, doen dit alles bidtend soos die Gees ons lei. Kom ons kom vanmôre bidtend na die Here toe. Kom ons vra vanmôre bidtend vir die Here om ons krag te gee, om elke dag so te leef asof dit ons laaste is. Kom ons staan, lied 513, vers 1 en vers 3.
ontvang nou die seën van die Here en weet dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees en met u sal bly. Amen.